Laat ons vandag 'n bietjie tyd neem om God se woord te bestudeer met die preek getiteld Christus aansanging wat die boom van die lewe gebring het. Kom ons gaan na Genesis hoofstuk 2 vers 16. Hoofstuk 2 vers 16 sê: Die Here God het die mens beveel, van al die bome van die tuin mag jy na hartelus eet, maar van die boom van die kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie, want die dag wanneer jy daarvan eet, sal jy beslis sterf. Die mees fundamentele vraag oor hoekom die mensdom geloof in God moet hê, kan beantwoord word deur die boom van die kennis van goed en kwaad in die tuin van Eden. Soos u weet, was daar 2 soorte bome in die tuin van Eden. God het gesê, as jy eet van die boom van die kennis van goed en kwaad, sal jy beslis sterf. In Genesis hoofstuk 3, vers 1 kan ons sien dat Adam en Eva deur die slang versoek is en uiteindelik van die boom van die kennis van goed en kwaad geëet het. Kom ons gaan aan na hoofstuk 3 vers 1. Die slang was listiger as al die diere van die veld wat die Here God gemaak het. Hy het vir die vrou gevra, is dit werklik so dat God gesê het, julle mag nie van enige boom in die tuin eet nie? Die vrou het die slang geantwoord, van die vrugte van die bome in die tuin mag ons eet, maar oor die vrugte van die boom wat in die middel van die tuin is, het God gesê, julle mag daarvan nie eet nie, en dit nie aanraak nie, anders sterf julle. Die slang sê toe vir die vrou, julle sal beslis nie sterf nie. Maar God weet dat die dag wanneer julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan. Dan sal julle word soos God, wat goed en kwaad ken. Die vrou sien toe dat die boom goed was om van te eet, dat dit 'n lus was vir die oog, en dat die boom begeerlik was om 'n mens insig te gee. Sy het van die vrugte daarvan geneem, dit geëet en ook vir haar man by haar gegee, en hy het geëet. As jy daarvan eet, sal jy sekerlik sterf. God het streng gewaarsku oor die verbode vrugte. Eva het egter deur die slang versoek en 'n paar geneem en dit vir Adam gegee. Hulle het die sonde begaan om van die boom van die kennis van goed en kwaad te eet. As gevolg hiervan het erfsonde ontstaan en die hele mensdom was onder daardie sonde ingeperk. Daarom is die grootste probleem vir die mensdom die boom van die kennis van goed en kwaad in die tuin van Eden. Kom ons kyk hoe God hierdie probleem oplos en hoe die mensdom bevry kan word van die sonde om van die boom van die kennis van goed en kwaad te eet. Wat sal met ons gebeur wanneer ons van daardie sonde vrygemaak word? Ons kan teruggaan na die ewige koninkryk van die hemel, wat met Eden vergelyk word. Adam en Eva het gekom om te sterf nadat hulle die vrugte van die boom van die kennis van goed en kwaad geëet het. Is daar geen manier vir hulle om vir ewig te lewe nie? Is daar nie 'n weg na die ewige lewe nie? Daar is 'n antwoord wat God vir ons gegee het. Kom ons gaan aan na hoofstuk 3 vers 22. Toe sê die Here God, kyk, die mens het soos een van ons geword deur goed en kwaad te ken. Nou moet hy net nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en wat sal hy doen? Vir altyd bly lewe nie. Die kenmerk van die 2 bome is soos volg. As ons eet van die boom van die kennis van goed en kwaad, sal ons sterf, terwyl as ons van die boom van die lewe eet, sal ons vir ewig lewe. Selfs al was Adam en Eva bestem om te sterf omdat hulle die verbode vrugte geëet het. Wat as hulle van die boom van die lewe kon eet? Beteken dit nie dat hulle hul oorspronklike status van lewe vir ewig kan herstel nie? Kom ons gaan voort met vers 23. Die Here God, wat het hy gedoen? Het hom toe weggestuur uit die tuin van Eden. Waarom het God hulle uit die tuin van Eden verban? Is dit nie omdat hulle sonde gedoen het nie? Om die grond waaruit hy geneem is, te gaan bewerk.
Hy het die mens uitgedryf en aan die ooste kant van die tuin van Eden geribs laat woon, met 'n flikkerende swaard wat heen en weer beweeg, om die pad na die boom van die lewe te bewaak. Om te verhoed dat iemand die boom van die lewe nader, het God die pad met geribs versper, sodat geen sondaar ooit hul hand op die heilige boom van die lewe kon lê nie. Hierdie dinge is 'n gelykenis wat God gebruik om ons storie aan ons te verduidelik. Die tuin van Eden staan vir die ewige koninkryk van die hemel. Hoe ons in die hemel gesondig het en op hierdie aarde neergewerp is, word deur die geskiedenis van Adam en Eva getoon. Adam en Eva is uit die tuin van Eden verdryf omdat hulle van die boom van die kennis van goed en kwaad geëet het. Om hierdie rede het Jesus 2000 jaar gelede na hierdie aarde gekom en die mensdom die belangrike geheim van die tuin van Eden geopenbaar. Deur die leringe van Jesus, laat ons die waarheid vind waardeur die boom van die lewe in die tuin van Eden herstel kan word. Kom ons kyk na die boek Johannes hoofstuk 6 vers 53. Hoofstuk 6 vers 53 sê: Daarop sê Jesus vir hulle: Amen, amen, ek sê vir julle, as julle nie die liggaam van die seun van die mens eet en sy bloed drink nie, het julle geen wat het julle nie. Lewe in julle nie. Kom ons gaan voort met vers 54. Wie my liggaam eet en my bloed drink, het wat het hy? Die ewige lewe. Hier is die antwoord op die ewige lewe wat die mensdom die nodigste het. Slegs wanneer ons van die boom van die lewe eet wat in die gelykenis van die tuin van Eden genoem word, kan die hele mensdom terugkeer na ons hemelse tuiste wat ons verloor het. Hoe kan ons dit dan ontvang? In Johannes hoofstuk 6, vers 53 het Jesus gesê: Wie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink, het wat het hy? Die ewige lewe. In die tuin van Eden het God gesê: Wie van die boom van die lewe eet, het die ewige lewe. Om die belangrike vraag oor die ewige lewe op te los, is die boom van die lewe in die tuin van Eden absoluut noodsaaklik. Jesus het egter nie die boom van die lewe in Eden genoem nie, maar gesê: As jy die vlees en bloed van die seun van die mens eet en drink, sal jy die ewige lewe hê. Jesus het vir ons gesê om sy vlees te eet en sy bloed te drink. Dis wat verteenwoordig Jesus in die tuin van Eden. Jesus verteenwoordig die boom van die lewe self. Hoe kan ons dan Jesus se vlees eet en Jesus se bloed drink? Daar moet 'n werklikheid wees aan al hierdie dinge waarvan God deur die gelykenisse gepraat het. Wat is die manier waarop ons Jesus se vlees kan eet en sy bloed drink? Om dit eenvoudig te stel, om Jesus se vlees te eet en sy bloed te drink is dieselfde as om van die boom van die lewe in Eden te eet. En om van die boom van die lewe te eet, dui daarop dat die weg na die ewige koninkryk van die hemel, wat ons eens verloor het, is nou vir ons oopgemaak. Dit is 'n baie belangrike saak. Kom ons kyk dus hoe Jesus vir ons die antwoord op hierdie saak gegee het. Kom ons gaan voort met die boek Matteus hoofstuk 26. Matteus hoofstuk 26 vers 17 lees. Op die eerste dag van die fees van die ongesuurde brood het die disippels na Jesus gekom en gevra: Waar wil u hê moet ons vir u voorbereidings tref om die Pasga te eet? Hy het gesê: Gaan in die stad na 'n sekere persoon en sê vir hom, die leermeester sê: My tyd is naby, ek wil die Pasga met my disippels by jou vier. Die disippels het gemaak soos Jesus hulle beveel het en die Pasga voorberei. Ons het na die boom van die lewe gekyk, maar hoekom kyk ons nou skielik na die Pasga? Dit is omdat daar 'n seremonie is om te eet van die boom van die lewe binne die Pasga. Kom ons gaan aan na vers 26. Die toneel van die Pasga gaan voort. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem. En nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit, gee dit vir die disippels en sê: Wat het hy gesê?
Neem, eet, dit is my liggaam. Probeer om Jesus se woord te onthou wat in Johannes hoofstuk 6 geskryf is. Wie die vlees van die seun van die mens eet en sy bloed drink, wat sal hy hê? Hy sal die ewige lewe hê. Op die Pasganag, terwyl hy die Pasgamaaltyd gehad het, het Jesus die betekenis van die Pasgabrood aan sy disippels verduidelik. Neem, eet, dit is wat is dit? My liggaam. En hy het die Pasgabrood gebreek en dit aan hulle gegee. Vers 27 sê, toe het hy die beker geneem. Hier bevat die beker die Pasgawyn. Hy het die beker van die Pasgawyn geneem, gedank, dit vir hulle gegee en gesê, drink almal daaruit, want dit is my bloed, die bloed van die verbond wat vir baie uitgegiet word tot vergewing van sondes. Jesus het self die betekenis van die Pasgabrood as sy vlees en die Pasgawyn as sy bloed geopenbaar. Daarom, elkeen wat die Pasgabrood eet en die Pasgawyn drink, wat sal hy hê? Aangesien die Pasgabrood en Pasgawyn die sy vlees en sy bloed van die seun van die mens is, het elkeen wat dit eet en drink, die ewige lewe. Is dit nie wat hy bedoel het nie? Met ander woorde, die eet van sy vlees en sy bloed is 'n manier om van die boom van die lewe in die tuin van Eden te eet. Hier die grootste uitdaging waarmee die hele mensdom gesukkel het, is opgelos toe Jesus 2000 jaar gelede na die aarde gekom het. God het vir ons die weg oopgemaak om toegang tot die boom van die lewe te kry. Deur watter waarheid het God die deur oopgemaak? Hy het die pad deur die waarheid van die Pasga oopgemaak en almal wat in die waarheid van die nuwe verbond Pasga kom, toegelaat om toegang tot die boom van die lewe te kry, ongeag wie hulle is. Wat laat God hulle toe om te eet? Die boom van die lewe. God het hierdie waarheid 2000 jaar gelede op die aarde gevestig en dit as 'n nuwe verbond en 'n belofte aangestel. Kom ons kyk na Lukas hoofstuk 22 vers 7. In Lukas hoofstuk 22 vers 7 staan daar: Die dag van die ongesuurde brood, waarop die Pasgalam geslag moes word, het aangebreek. Jesus stuur toe vir Petrus en Johannes met die woorde: Gaan berei vir ons die Pasga voor, sodat ons dit kan eet. Kom ons lees vers 14. Toe die uur aanbreek, het hy en die apostel saam met hom vir ete aangeleen. Toe sê hy vir hulle: Ek het van harte begeer om hierdie Pasga saam met julle te eet voordat ek ly. Kom ons gaan na vers 19. En hy het brood geneem, en nadat hy die seëngebed uitgespreek het, breek hy dit en gee dit vir hulle en sê: Dit is my liggaam wat vir julle gegee word. Doen dit om my in herinnering te bring. So ook met die beker na die ete met die woorde: Hierdie beker wat ter wille van julle uitgegiet word, is watter soort verbond is dit? Die nuwe verbond deur my bloed. Die Pasga van die nuwe verbond word ingestel met Jesus se vlees en bloed. Is die verbond wat met sy bloed gesluit is nie die nuwe verbond nie. Deur die Pasga van die nuwe verbond het God die weg wyd oopgemaak vir die hele mensdom om van die boom van die lewe in die tuin van Eden te eet, wat as die grootste probleem beskou is, maar nou aan die hele mensdom gegee is. Die waarheid van die nuwe verbond Pasga is waarlik die grootste nuus vir die hele mensdom. Mense was bestem om die pyn van sonde en dood te ly. God het egter self na hierdie aarde gekom in die vlees en toegelaat dat die hele mensdom van die boom van die lewe te eet. Watter groter vreugde kan ons hê as dit? Satan het egter nie net bygestaan terwyl hierdie verlossingswerk uitgevoer is nie. Daar was kontroversies om die Pasga binne die kerk af te skaf. Die eerste Pasga kontroversie het in 155 na Christus ontstaan. Omstreeks 197 na Christus het die tweede kontroversie weer uitgebreek. Elke party kon nie eers in die tweede kontroversie die ander oortuig nie.
So is die Pasga deurlopend gehou en gevier. Nietemin omstreeks 325 na Christus is 'n godsdienstige konsilie gehou in Nikaia in die provinsie van vandag se Turkye. By die konsilie van Nikaia is die Pasga wat op die 14de dag van die maand Nisan gehou is, heeltemal afgeskaf. Sedertdien is die waarheid van die Pasga deur alle mense vergeet en daar was geen spoor daarvan nie. Al het God aan die mensdom die grootste geskenk gegee, was die mensdom nie bewus van hierdie gawe nie. As gevolg van die hindernisse van Satan het God se gawe, die Pasga, op hierdie aarde verdwyn en die weg vir die mensdom om na die koninkryk van die hemel, hul tuiste, terug te keer, is versper. Dit is omdat ons nie die hemel kan binnegaan sonder die belofte van die ewige lewe nie. Die rede is dat daar in Openbaring hoofstuk 21, vers 4 geskrywe is daar sal geen dood meer in die koninkryk van God wees nie. In 'n wêreld sonder dood kan ons nie met ons sondes na die hemel terugkeer nie. Daarom moet ons hierdie belofte hê wat God aan ons gegee het, wat die Pasga van die nuwe verbond is. As gevolg van die hindernisse van Satan, het die mense wat die Pasga gehou het, uiteindelik sedert 325 na Christus nie meer op hierdie aarde bestaan nie. Dit was die tyd dat duisternis oor almal op aarde gekom het. In hierdie wêreld van duisternis het God egter skielik gekom as 'n ligstraal van die waarheid. Dit is omdat net God aan die mensdom die weg na die boom van die lewe kan gee. Dit is hoekom die Pasga vir ongeveer 1600 jaar sedert 325 na Christus nie op hierdie aarde gehou is nie. Het u nie verlede jaar die Pasga gehou wat verdwyn het nie? Wat van 2 jaar gelede? Wat beteken dit dat ons die Pasga hou? Wie het gekom? As God nie gekom het nie, die weg van die ewige lewe, sou die Pasga nooit aan ons toegestaan gewees het nie. Kom ons kyk na Hebreërs hoofstuk 9. Hebreërs hoofstuk 9 vers 27 sê: En net soos dit bestem is vir mense om slegs eenmaal te sterf, en daarna kom die oordeel, so sal Christus, nadat hy eenmalig geoffer is om die sondes van baie te dra, hoeveel keer sal hy verskyn? 'n tweede maal verskyn aan hulle wat hom verwag, nie weens sonde nie, maar om hulle te verlos. Hy sal 'n tweede keer verskyn, beteken dat hy in die vlees na hierdie aarde sal kom, nie waar nie? Toe hy die eerste keer in die vlees verskyn het, het hy in Bethlehem verskyn. Wat van die tweede keer? Beteken dit nie dat hy 'n tweede keer in die vlees in 'n ver land in die ooste sal verskyn nie? By sy wederkoms is die doel van sy koms duidelik. Met sy eerste koms het hy na hierdie aarde gekom om die sondes van baie mense weg te neem. En met sy wederkoms, wat is die doel van sy wederkoms? God sê dat hy sal kom om verlossing te bring. Dan as mensdom wat bestem was om te sterf omdat hulle die verbode vrugte in Eden geëet het. Wat het ons nodig om in Eden te eet om van ons sondes gered te word? Ons moet die boom van die lewe eet. Aangesien die doel van sy wederkoms is om verlossing aan die mensdom te bring, moet hy nie die boom van die lewe in die tuin van Eden bring nie. Die een wat op hierdie aarde verskyn met die boom van die lewe is die wederkoms Christus, die profetiese gestalte van wie die profete getuig het. Soos u goed weet, is die boom van die lewe in die tuin van Eden die nuwe verbond Pasga, is dit nie? Wie het dan na hierdie aarde toe gekom met die waarheid van die nuwe verbond Pasga? Daar is talle teoloë, pastore en kerke reg oor die wêreld, en daar is baie gelowiges wat beweer dat hulle in God glo.
maar nie een van hulle het ons ooit geleer. Ontvang die ewige lewe en verlossing deur die Pasga. 가르침을 주신 이가 없습니다. Hoekom is dit? 그들이 Dit is omdat hulle nie God is nie. Dit is omdat slegs God wat 'n tweede keer verskyn, hierdie rol kan vervul. 나타나시는 그분만이 하실 수 있는 일이요. En slegs wanneer hy kom, kan die deur van verlossing oopgemaak word. Met ander woorde, net die wederkoms Christus kan ons volkome bevry van die sonde om van die boom van die kennis van goed en kwaad in die tuin van Eden te eet en die verlore paradys te herstel. 재림 그리스도께서 오셔야만이 할 수 있는 일인 것이죠. Wie het dan sy kinders verlig oor die waarheid van die nuwe verbond Pasga en ons toegelaat om van die geestelike boom van die lewe te eet? 생명과를 우리에게 먹을 수 있도록 허락하신 이가 바로 누구십니까? Dit is Christus aansang. Dan moet ons fokus op die profesieë van die profete en die Bybel oor Christus aansang. 선지자들의 예언에 집중할 필요가 있습니다. Volgens die profesie van Dawid se troon het Jesus opgevaar na die hemel na sy 3 jaar lange bediening van die evangelie by sy eerste koms. 마지막 By sy wederkoms moet hy ook opvaar nadat hy sy 37-jarige evangeliewerk voltooi het. 아버지께서 Vader het, voordat hy na die hemel opgevaar het, in 'n onderhoud met 'n joernalis van die weeklei Religion magazine gesê: 두 번째 오신 Die wederkoms Christus moet verbygaan nadat hy die 37-jarige evangeliebediening van Dawid se troon voltooi het. 그렇게 인터뷰를 하신 적이 있으십니다. 하나님은 God kan nie eers vir 1 sekonde of 1 minuut sterf nie. 그러나 Hy het dit egter so uitgedruk aangesien hy in die vlees gekom het en die vlees sou verlaat. 그렇게 하시게 된 것이죠. 자, 그럼 Is hierdie dinge dan deur die profete in die Bybel geskryf? 있는가? Ja, hulle is. 미가 Kom ons kyk na Micha hoofstuk 4 vers 1. In die laaste dae sal die berg van die Here se huis stewig staan, as die hoogste van die berge. Ja, hy sal bo die heuwels uittroon. 민족들이 그리로 Volke sal daarheen stroom, baie nasies sal gaan en sê: 오라. Kom laat ons optrek na die berg van die Here, na die huis van die God van Jakob, sodat hy ons van sy weë kan leer en ons op sy paaie kan volg. 우리가 Ja, 그리로 uit Sion sal daar onderrig kom en die woord van die Here uit Jerusalem. 여호와의 말씀이 예루살렘에서 나올 것이라 하고 있습니다. Wat sal God met sy weë doen? 우리에게 어떻게 한다고요? Hy sal ons sekerlik sy weë leer. Wanneer is die tyd van profesie wanneer God in die vlees na hierdie aarde sal kom en ons sal leer? 그 예언의 어떤 시점이 언제라고 했습니까? Dit is geskryf as die laaste dae. 이렇게 표현하고 있습니다. Die laaste dae is nie die ouderdom van Jesus se eerste koms nie. 분명히 아닙니다. Beteken dit nie sy wederkoms nie. 재림 때 Wanneer hy 'n tweede keer na hierdie aarde toe kom, sal hy die mensdom baie dinge leer. 거기에 대한 연장- Kom ons gaan voort met vers 8. 넘어가 봅시다. 8절의 Vers 8 sê: En jy, wagtoring van die kudde, vesting van die dogter van Sion, na jou sal dit kom, ja, die vroeëre heerskappy is op pad, die koningskap vir die dogter van Jerusalem. 너희 중에 누가 Waarom skree jy dan nou so hard? 왕이 없어져? Wie het ons nie? 그다음에 누가 Het jy nie meer 'n koning nie? 내 몸을 Volgende, wie het omgekom? 갖고 있습니다. Of het jou raadgewer verdwyn? 우리 이사야 9장 6절에 보면 Wie is ons raadgewer volgens Jesaja hoofstuk 9 vers 6? Want 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee. Die heerskappy is op sy skouer. Hy word genoem Wonderbare Raadgewer, Magtige God, Ewige Vader, Vredevors. 할 것입니다. Na wie verwys raadgewer hier? 뜻하지요? Dit is God. 하나님이십니다. Kan God omkom? 오실 수 있습니까? Alhoewel hy onsterflik is, hoekom sê die Bybel dat hy omgekom het? Dit is omdat hy na hierdie aarde gekom het om die vlees aan te trek. 육체를 입고 이 땅에 오셔서 Aangesien hy in die vlees na hierdie aarde gekom het, het hy die vlees afgelê. Dit is waarom die Bybel sê dat hy omgekom het. Waar sê die Bybel dan dat hierdie soort dinge sal plaasvind? 시온에서 이런 일이 In Sion. 벌어지고 Kom ons kyk weer na vers 8. En jy, wagtoring van die kudde, vesting van die dogter van Sion, na jou sal dit kom, ja, die vroeëre heerskappy is op pad, die koningskap vir die dogter van Jerusalem. Waarom skree jy dan nou so hard? Het jy nie meer 'n koning nie? Of het jou raadgewer verdwyn, sodat pyn jou oorval het soos 'n vrou wat geboorte skenk?
In 1981, 4 jaar voordat Vader na die hemel opgevaar het, het hy in weeklikse godsdiensttydsskrif verkondig: die wederkoms Christus moet sterf na hy die evangelie 37 jaar verkondig het. En volgens die profesie het Vader in 1985 hemel toe opgevaar. Die jaar 1985 is die 37ste jaar sedert Vader gedoop is. Dit is hoe God sy bediening van 3 jaar by sy eerste koms en 37 jaar by sy wederkoms voltooi het. Waarom skree jy dan nou so hard? Het jy nie meer 'n koning nie? Of het jou raadgewer verdwyn, sodat pyn jou oorval het soos 'n vrou wat geboorte skenk? Kom ons gaan voort met vers 10. Krimp ineen en skreeu dit uit, dogter van Sion, soos iemand met geboortepyne. Want nou sal jy die stad moet verlaat en in die veld gaan woon. Jy sal na Babilonië gaan, daar sal jy gered word, daar sal die Here jou uit die hand van jou vyande verlos. Vers 11 sê, maar nou span baie nasies teen jou saam, hulle wat sê, laat Sion maar ontheilig word. Sommige mense het ons gekritiseer en belaster deur te sê, aangesien God, die koning van Sion, omgekom het, sal Sion vernietig word. Ons sal dit met genoegdoening aanskou. Vers 12 sê, hulle weet egter nie wat die Here beplan nie, en hulle verstaan nie sy besluite nie, dat hy hulle soos gerwe op 'n dorsvloer bymekaar gemaak het. Staan op en dors die gerwe, dogter van Sion, want ek maak jou horing van yster en jou hoewe maak ek van brons. Jy sal baie nasies vertrap. Jy sal hulle byt aan die Here toewy, al hulle rykdom aan die Heer van die hele aarde. Wat is dan die geheim agter die dood van die beraader? Uit wat ons sopas gelees het, wat verstaan hulle nie? Hulle verstaan nie die plan van die Here nie. Dan, wat is Gods plan agter die voorval toe die koning van Sion oorlede is en selfs God, wat die raadgewer is, omgekom het? Hier is die diepgaande plan van God. Almal, is dit nie in die boek Romeine geskryf dat Adam 'n voorafskaduwing is van die een wat kom nie, dit is Christus. Dit is geskryf in die boek Genesis, God het Adam in 'n diepe slaap laat val. Wat beteken dit dan dat hy vir Adam in 'n diepe slaap laat val het? In Johannes hoofstuk 11 beteken slaap nie die dood nie. Wat het gebeur nadat Adam in 'n diep slaap geval het? Eva het verskyn. Deur die verskyning van Eva is die weg van die lewe aan die mensdom gegee. Hulle het nie hierdie diepgaande plan van God besef nie. Volgens Micha hoofstuk 4 word daar geprofeteer dat God in die laaste dae na die aarde sal kom en hy sal self baie mense leer en lei. Dan, wat sal hy doen? In vers 9 staan daar, het jou raadgewer omgekom. Baie heidene belaster ons as gevolg hiervan, maar daar was die diepgaande plan van God daarin verborge. Net soos God vir Adam in 'n diepe slaap laat val het, een van sy ribbebene geneem het en Eva van die ribbebeen gemaak het. Wie het God in die laaste dae aan ons geopenbaar deur die hemelvaart van God die Vader? Hy het aan al sy kinders die bestaan van God die Moeder bekend gemaak. Hy het die heerlike weg gegee wat die hele mensdom lewe gee. Daarom sal volgens Openbaring hoofstuk 22, vers 17, elkeen wat die roepstem van die Gees en die bruid beantwoord die lewe hê. Maar wie nie op hul roepstem antwoord nie, sal nie die lewe hê nie. Ewige lewe is die belangrikste teken wat ons toelaat om terug te keer hemel toe. God het hierdie teken aan die hele mensdom beloof en gegee. Die teken is 'n seën gegee deur Hemelse Moeder en dit word gegee aan al God se kinders wat in Hemelse Moeder glo. Dit is hoe lief God ons, sy kinders, het. Hy het al die profesieë van die Bybel en die profete vervul.
다윗의 Hy het in die naam van Dawid na hierdie aarde gekom en vir 37 jaar die evangeliepad geloop. 생명과를 다 전해주시고 Hy het die hele mensdom die boom van die lewe gegee, sy kinders die bron van die water van die lewe, hemelse moeder, 영원한 천국 geleer en opgevaar na die ewige koninkryk van die hemel, ons huis. Vandag is die dag waarop hy opgevaar het na die hemel. 예언의 Die mense van die profesie moet die profesieë glo en die leerstellings van die profesieë volg. 예언되어 있는 영원한 천국에서 Slegs dan kan hulle die ewige hemel binnegaan, waar hulle vir ewig en altyd kan regeer. 않겠습니까? As Vader nie gekom het nie, wat sou ons toekoms gewees het? 예수의 미래는 영원한 지옥에서 Ons kan nie anders as om vir ewig en altyd in die ewige hel gepeinig te word nie. 설 수밖에 없었습니다. 그러나 Ons is egter daarvandaan gered. 다시는 사망도 Ons sal na die wêreld gaan waar daar nie meer dood of rou of gehuil of pyn is nie. 그런 영화로운 천국 세계에서 세세토록 영생과 복락을 누리며 Ons sal die ewige lewe en seëninge vir ewig geniet in die heerlike koninkryk van die hemel. 천국의 그 생활 Ons wag vir God om die heerlike lewe daar vir ewig en altyd te ontvou. 기다리고 있습니다. Aangesien ons kerk in 175 lande gestig is dit nie te veel om te sê dat die evangelie amper die hele wêreld bereik het nie. 여기다가 뭐 인터넷이라는 매개체를 통해서 우리 진리의 Daarbenewens word die evangelie van die waarheid bekendgestel en aan baie mense versprei deur die medium wat die internet genoem word. 어머니 하나님 Ek het die nuus van God die moeder deur die internet gesien. 당신들이 Is die kerk wat hierdie waarheid het? 이렇게 해서 이제 찾아오는 Terwyl ons baie voorbeelde van hierdie gebeure sien, vervul God sy belofte. 사마리아 땅끝까지 Hierdie boodskap sal verkondig word in Samaria en tot aan die uithoeke van die aarde. 지금 이루고 Laat ons daarom opbeer en nog 'n bietjie werk. 조금만 더 Deur hierdie tyd vra ek weer eens ernstig dat ons, wat die boom van die lewe ontvang het, hierdie lewe met ander kan deel. 나눠줄 수 있기를 이 시간 다시 Met die hoop dat u baie genade ontvang het, wil ek graag hierdie preek afsluit. 바라면서 Baie dankie. 감사합니다.